Ons reis met ons skrifgedeeltes uit Psalm 22 in die Evangelies. Maar U is heilig, U wat troon op die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou, hulle het vertrou en U het hulle uitgehelp. Na U het hulle geroep en is gered. Op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Psalm 22 begin met 'n gevoel van verlatenheid. Maar binne 'n paar verse verander die rigting van hierdie psalm. Die digter begin terugdink aan die verhale van God se getrouheid. Hy onthou hoe vorige generasies op God vertrou het en hoe God hulle gehelp het. Hierdie beweging is so belangrik, omdat dit wys hoe geloof werk wanneer ons swaar kry of deur oomblikke van lyding gaan. Wanneer 'n mens in 'n moeilike situasie is, voel dit dikwels asof die probleem die hele storie is. Ons fokus net op wat nou verkeerd gaan en dit raak moeilik om hoop raak te sien. Maar die psalmdigter doen egter iets anders. Hy kyk nie net na sy huidige situasie nie. Hy kyk ook terug na wat God reeds gedoen het. Die herinnering aan God se getrouheid help hom om nie moed op te gee nie. Hierdie praktyk is baie prakties vir ons eie lewens. Wanneer ons doelbewus terugdink aan hoe God in die verlede gehelp het, help dit ons om perspektief te kry. Dit herinner ons dat moeilike seisoene nie altyd die einde van die storie is nie. Nou soms is hierdie herinneringe groot oomblikke waar dinge duidelik verander het. Ander kere is dit klein. Iemand wat op die regte tyd gehelp het. 'n Deur wat onverwags oopgegaan het. Of 'n stuk wysheid wat gekom het presies toe jy dit nodig gehad het. Wanneer ons hierdie dinge onthou, bou dit stadig in ons vertroue. Ons begin besef dat God se verhaal groter is as die lyding in die huidige oomblik. Selfs wanneer ons nie alles verstaan nie, kan ons aanhou stap met die wete dat hy al voorheen getrou was en altyd sal wees. Die psalm leer ons dus dat geloof nie net vorentoe kyk nie. Dit kyk ook terug. Om te onthou wat God gedoen het, help ons om vandag weer op hom te vertrou. As ek Jesus sien aan daardie kruis, en hy sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor, weet hy, dit is die hande wat nog altyd voorsien het. Dis die hande waarop hy kan vertrou. Dis die hande wat vir hom omgee. En dis die hande wat hom ontvang. Skryf vandag 3 dinge neer, waar jy in jou lewe God se hulp of leiding al ervaar het. Lees dit dan hardop, en sê dan dankie vir die Here, vir elkeen van daardie oomblikke in jou lewe. En bid dan hierdie gebed, Here, help my om te onthou, hoe U in my lewe gewerk het, sodat ek vandag weer op U kan vertrou. Amen.